Kom ons word nou stil voor die Here. Aan die koning van die eeue, aan die onverderflike, die onsienlike en die alleenwyse God, kom toe die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor die troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 33. Psalm 33, die 7de en die 11de verse. Die Heer wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig, aanskou die mense en alle dinge, en daar's niks bedek voor sy gesig. Die 7de en die 11de verse van Psalm 33, en daarna bely ons geloof saam. Belydenis wat die kerk van alle eeue saambind, word verwoord in die 12 artikels van die algemene Christelike geloof, waaraan ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. En waar ons hier vanoggend as die kerk van die Nuwe Testament by mekaar is, verootmoedig ons onsself
ook om na die eise te luister van dieselfde Here wat sy wet vir ons gegee het in Eksodus 19 en 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. In die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord op die Here se wet is Psalm 130, die 2de en die 3de vers. En dit begin met 'n belydenis, as U, o Heer, die sonde na reg sou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? En dan die wonderlike woord, maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Die 2de en die 3de verse van Psalm 130 en daarna bid ons saam. Oh
bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom vanoggend na U toe met die belydenis dat ons dikwels na bo kyk, maar dat ons net so ver kyk as die wolke wat oor ons trek, en dat ons net so ver wonder of daardie wolke vir ons reën gaan bring of nie. Ons bely dat ons harte en ons sinne en ons gedagtes en ons blik nie altyd bo is, bo die wentelkringe waar U rykstroon gestig het en waar vandaan U die mense aanskou nie, ook ons hier op aarde. Ons bely dat daar niks bedek is vir dit wat U sien nie, U sien ons harte aan. U sien ons aan in ons sonde toestand. En ons bely dat ons nie een oomblik voor U sal kan bestaan as U die sonde in ons lewe, soos ons gesing het, na reg sou gadeslaan. En daarom kom ons na U toe met die verootmoediging dat ons U nie altyd reg gadeslaan nie. Dat ons oë nie altyd gerig is op ons Here Jesus aan U regterhand nie, en al sy genade en verskriklike waarheid waar hy daar staan en waar hy nog steeds vir ons intree. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons vandag dan weer opnuut verblyd sal wees en op sy naam wat ontzaglik heilig is, dat ons sal vertrou tot in ewigheid, hy wat vir ons daar intree in ons swakheid. Ons dankie vir die woord wat U weer vandag vir ons gee, en daardie woord wat beter as enige reën wat van bo af val, deur hierdie aarde trek. En soos die reën kluite nat maak, maak daardie woord ons harte week. En ons luister daarna en ons word gevoed en ons word versterk. En deur die genade van die Heilige Gees kom daar goeie vrug voort. Ons bid dan dat U daardie woord sal seën, waar dit vandag gebring word oral in gees en in waarheid. U ken U predikers, U ken U gemeentes, U weet wat hulle nodig het. Ons bid dan dat ons dan ook deur U in hierdie erediens gunstig gadegeslaan sal word, dat ons U genade waarvan ons in die prediking so baie sal hoor, dat ons daardie genade van U sal ontvang. Ons wag op U woord, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons sonde vergewe is. Amen. Ons het 3 skrifgedeeltes wat ons aan die voorhou. 2 uit die Nuwe Testament en dan die bekende geskiedenis van die sondeval uit Genesis 3 uit ook. Ons lees in Genesis 3 eerste. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.
Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en hy sê vir hom, waar is hy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En dan gaan die gesprek voort tussen die Here God en die mens en sy vrou. En dan lees ons weer vanaf vers 17. Die vloek wat oor die mens uitgespreek word. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is hierdie aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. En dan blaai ons na die Nuwe Testament, en ons blaai daar na die evangelie volgens Johannes, en ons lees in hoofstuk 19, Johannes 19. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en hy laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit, en 'n purperkleed om hom gewerp en gesê, wie is gegroet koning van die Jode? En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra, en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En die owerpriesters en die dienaars sien hom, en toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. En dan blaai ons na die brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs, die tweede brief in die 12de hoofstuk. 2 Korintiërs 12. Die apostel skryf oor sy eie swakheid, skryf hy aan hierdie gemeente in Korinte. Hy sê, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. Ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys, en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, sodat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede,
om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Dit is die woord van die Here, en ons luister tot sover daaruit. Ons antwoord nou daarop deur Psalm 119 te sing, die 24ste en die 25ste vers. Dat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in U kennis ingelei. Psalm 119 verse 24 en 25. So 2 Korintiërs 12 vers 10 sê die apostel Paulus, as ek swak is, dan is ek sterk. Broers en susters, jy weet 'n doring kan darem 'n lastige ding wees, ons weet dit al van kleintyd af. Die een oomblik beweeg jy nog teen volspoed en die volgende oomblik brand jou voet soos vuur. Partykeer kan 'n doring meer as net lastig wees, want 'n doring wat diep in jou voet ingesteek het, dan afgebreek het daarso, dit word 'n ergernis, dit word 'n belemmering, dit word 'n konstante bron van pyn. Dit word die oorsprong van die uitdrukking 'n doring in die vlees. Enige konstante liggaamlike belemmering, 'n konstante hoofpyn, 'n knaande rugpyn, 'n kloppende beenpyn, dis 'n doring in die vlees. Nou sê die apostel Paulus, 'n doring in die vlees is eintlik goed vir hom, dis eintlik nodig. Dis nodig om hom nederig te hou. Dis goed vir hom sodat hy nooit sal vergeet dat die Here se krag in swakheid volbring word nie. Dis ook goed vir die Korintiërs om te weet dat die Here se krag in swakheid volbring word. Want jy weet daardie Korintiërs, hulle was opgeblaase, so lees ons in al twee hierdie briewe. Hulle het eerder opgeblaase predikers gesoek. Hulle wou nie vir Paulus hê nie. Hulle wou sterk oortuigende predikers hê, manne wat glad en spoggerig met die mond was, wat geskool was in die Griekse retoriek. Paulus was glad nie vir hulle indrukwekkend genoeg nie. Nee, volgens sy eie getuienis in die eerste brief het hy by hulle gekom, nie met die voortreffelikheid van woorde, of met oorredende woorde nie, nie met die woorde van menslike wysheid nie, maar hy het na hulle toe gekom in die krag van God. In sy swakheid het hy gekom, maar terselfdertyd in die krag van God. Nogtans
Nogtans sou hy self kon spog as hy wou, so staan dit in 2 Korintiërs 12 in ons skrifgedeelte. Hy sou kon roem, want hy het iets ervaar wat geen mens nog ooit ervaar het nie. Hy het iets ontvang wat geen mens nog ooit ontvang het nie. Hy was bevoorreg om die ontvanger te wees van gesigte en openbaringe. Hy was al weggeruk tot in die 3de hemel. In sy liggaam of buite sy liggaam sou hy nie kon sê nie. Hy was weggeruk tot in die 3de hemel. Die wolkehemel is die 1ste hemel. Die hemelruim met die planete en die sterre, dit is die 2de hemel, maar daarachter tot op die verste punt, dit was die 3de hemel, daar is die paradys, daar is God self. Hoe kon dit moontlik wees, kan 'n mens vra? Paulus in die hemel, in die paradys, Paulus by God self, Paulus in die paradys self. Paulus was verby die toegang van die paradys, verby daardie bewaakte toegang van die tuin van Eden, ander kant die gerubs, ander kant die swaard wat vlam en flikker. Paulus was daar waar Adam en Eva lank gelede was. Daar in die paradys. Is moeilik om te glo. Wel, ons weet dat die Here Jesus by meer as een geleentheid persoonlik aan die apostel verskyn het. En wanneer ons sy briewe lees, dan sien ons ook dat Paulus die ontvanger van besonderse openbaringe was. Openbaringe rondom die anti-kris in die wederkoms. Lees maar gerus die 2 briewe aan die Tessalonisense. Dit bevat openbaringe wat net in hierdie briewe gevind sal word en nêrens anders in die Bybel nie. Maar dat hy in die paradys self was, dat hy daar dinge gesien en woorde gehoor het, onuitspreeklike woorde wat geen mens mag uitspreek nie. Dis merkwaardig. Kan dit wees dat hy gesien het wat die oog nie gesien het en dat hy gehoor het wat die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie? Dat hy daar in die paradys was, in die paradys wat God berei het vir die wat hom liefhet. Daar in die paradys waar Adam en Eva eens saam met God in die tuin gewandel het, voor hulle hoogmoedig geword het, voor die Satan hulle oortuig het om hulle eie ek en hulle eie ek roem te soek, voor hulle soos God self wou word, en voor God hulle uit die paradys verban het na aarde wat vervloek was met distels en dorings. Ja, Paulus was in die 3de hemel. Hy was in die paradys. Paulus was die ontvanger van voortreffelike openbaringe, maar dat hy hom nie oor hierdie voortreffelikheid van die openbaringe sou verhef nie, is aan hom 'n doring in die vlees gegee. 'n Doring in die vlees, een van die dorings wat hierdie vervloekte aarde voortgebring het. 'n Doring in die vlees as 'n aandenking van sy verblyf in die paradys. Na die onbeskryflike heerlikheid kry Paulus 'n doring. 'n Doring om hom te pynig. Dag en nag te pynig, sodat hy op sy knieë gedwing sou word en op sy knieë sou bly. Here, neem dit weg. Neem dit tog weg, asseblief. Wat presies hierdie doring in die vlees behels het, weet ons nie. Daar sal baie daaroor bespiegel. Sommige dink dat dit dalk malaria aanvalle was, ander sien dit weer as epilepsie of oomblikke van depressie, ons weet nie. Ons weet wel dat die apostel nie daarmee gebore was nie. Dit het gekom nadat hy hierdie voortreffelike openbaringe ervaar het. Na die onbeskryflike heerlikheid kry Paulus 'n doring in die vlees. Hoekom? Sodat hy hom nie sal verhef nie.
So lees ons, sodat hy nie oor homself sal roem nie. Sodat die apostelbroeders en susters bewaar sal bly van hoogmoed, die hoogmoed wat Adam en Eva in sonde laat val het, sodat hy nie ten gronde sou gaan, soos hulle te gronde gegaan het nie. En hierdie doring, sê die apostel, dis genade. Genadiglik het ek hierdie doring, nou kan ek myself nie verhef nie. Nou kan ek nie hoogmoedig raak nie. Ja, jy weet, die meeste van ons is bekommerd oor ons selfbeeld, oor hoe hoog die wêreld ons aanslaan. Die apostel daarenteen is dankbaar dat niemand hom hoog aanslaan nie. Maar nou moet ons ook opmerk dat hierdie doring in die vlees, dat dit gelyktydig uit 2 bronne kom. Die doring kom van God af, maar dit kom ook van die Satan af. Hy sien die doring ook as 'n engel van Satan wat hom met die vuis slaan. So Paulus gaan dus nie daarin op om siektes en ellende, dit wat hom tref, om dit te romantiseer nie. Om iets moois daarvan te probeer maak nie. Hy probeer nie om die doring in die vlees te veredel nie. Nie siektes en ellende en die dood kan nie van die Satan geskei word nie. Ons moet ook nie probeer om te sê, hierdie doring is nou die duiwelse werk en daardie doring, dis nou weer God se werk nie. Hierdie siekte kom van die duiwel af, maar daardie beproewing, dit kom van God af. Nie alles wat sleg en verkeerd is, kan maar op een of ander wyse na die Satan toe terugherlei word. Hy is die oorsaak van alles wat verkeerd is op aarde, alle pla en alle ellendes. Maar terselfdertyd bely ons en weet ons dat vir hulle wat God liefhet, dat alles ten goeie meewerk. Alles, letterlik alles, ook die dorings in die vlees. Die Here gebruik al die duiwelse werk, ook die mishandelinge, die vervolginge, die benoudhede, hy gebruik alles ten goeie. Ja, uiteindelik die dood self. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Vra maar vir Job, Paulus se broer daar in die Ou Testament. Vra maar vir Job, hy sal dit beamoen. Alles ten goeie. Dis net dat ons siening van ten goeie en God se siening van ten goeie nie altyd dieselfde is nie. Meer dikwels is dit nie dieselfde nie. 3 maal het Paulus gebid dat die Here die doring moes wegneem. 3 maal het die apostel gebid dat die Satan se engel moes wyk, maar dit het nie gebeur nie. Ja, ook dit is alles ten goeie. Geliefdes, Paulus wou verligting van die doring gehad het, en die enigste manier waarop daardie verligting moontlik was, sou wees as die Here die doring sou verwyder. En die Here verwyder nie die doring nie, maar hy gee iets anders. Hy gee genade, hy gee genoeg genade. Sy genade is nou genoeg vir Paulus. En daarmee saamvoeg die Here by, en hierdie is 'n baie belangrike Bybelse beginsel, en dit is dat die Here se krag in swakheid volbring word. Die Here se krag word in swakheid volbring. En daarom sal Paulus nie roem nie. Daarom sal hy nie hoogmoedig wees nie. Al het hy die mees voortreffelike openbaringe ontvang, dwing die doring in die vlees hom om nederig te wees. Om van God se genade afhanklik te wees. Dwing die doring in die vlees om hom swak te wees, sodat die krag van Christus in hom na vore kan kom. Die krag van Christus. Want Christus se krag word in swakheid volbring. Ons het gelees
dat Jesus Christus homself laat gesel het, en die soldate het 'n purperkleed om hom gewerp, 'n spotkleed, en die agente van Satan het hom in die vuis geslaan en hulle het hom bekroon met dorings, nie net een doring nie, maar 'n hele kroon wat in elke hoek en van elke kant steek, en hulle het daardie kroon van dorings op sy kop afgedruk, sodat hy die seun van die almagtige God bekroon was met die vloek van God se skepping. Sodat die tweede Adam, die simbool van alle siekte en sonde en ellende, op sy kop sou dra, en sodat hy sou regstel wat daar in die paradys verkeerd geloop het. En Jesus het uitgekom buitentoe in die doringkroon en die purperkleed gedra, en Pilatus het vir die volk gesê, ecce homo, daar is die mens. Kyk, daar staan 'n patetiese, swak, vernederde mens. En jy weet, broeders en susters, op daardie oomblik het die Here Jesus die grootste kragvertoning gelewer wat die wêreld nog ooit gesien het. Want hy het dit verdra. Hy het dit verduur. Hy het al die dorings wat al in my gesteek het en wat in u nog sal steek, die het hy verdra en verduur. Op daardie oomblik was hy besig om te triomfeer oor die magte van die hel. Sy krag het in sy lydsaamheid gelê. Hy het sy krag in swakheid volbring. So broeders en susters, ons het ook soos Paulus wonderlike openbaringe van God ontvang. Want ons het die volle woord van God. Dit wat in Paulus se tyd nog nie beskikbaar was nie. Ons het die openbaring, die laaste boek Openbaring het ons ontvang, wat selfs Paulus nie voor ons kon gelees het nie. 'n wonderlike skat is 'n skat om op trots te wees. 'n Skat waarop ons self sou kon roem. Maar skryf Paulus elders in sy tweede brief aan die Korintiërs, ons het hierdie skat in erdekruike. Hierdie skat van God se openbaring lê binne in hierdie liggaam, maar hierdie liggaam is niks beter as 'n erdekruik nie. Dis broos, en dis breekbaar, dis tydelik en dit is verganklik. Ons het hierdie skat in erdekruike en dan sê hy daarby, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons uit nie. En dan sien ons die gelowige word nederig gehou, gelowige word swak gehou, die gelowige sit met 'n erdekruik liggaam met dorings in die vlees, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit homself nie. Laat ek dus baie liewer in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Sodat die krag van Christus in hierdie erdekruik liggaam kan woon, sodat die krag van Christus in my swakheid geopenbaar kan word. En dan sien ons die genade van God daarin, dat al is ek 'n uitverkorene, en al is ek 'n mede-erfgenaam van die heerlikheid, 'n mede-erfgenaam van die derde hemel, al is ek 'n mede-erfgenaam van die paradys self, dan word ek van hoogmoed bewaar, deur 'n doring in die vlees, miskien 'n aanvegting uit die hel self. Sodat daar geen twyfel sal wees dat ek slegs uit genade lewe nie. Sodat dit vir almal duidelik sal wees dat ek gedra word deur die krag van Christus. En dan mag ons self so ver in die geloof groei, dat ons ook kan sê, ek het 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus ontwil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Amen. Kom laat ons dank.
Driemaal heilige God en Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bely dat ons nie altyd aan hierdie waarheid kan vashou nie. Dat ons dikwels, wanneer ons voel ons is besig om te sink, dat ons wanhoopig wil raak. Wanneer die ouderdom te veel word, wanneer die pyn te veel word, wanneer die aanvegtinge net nie wil wyk nie, dan bely ons dat ons self swak is. Dat ons nie staande kan bly, dat ons nie hierdie geloof kan openbaar waarvan ons hier lees, as U ons nie vashou nie. Ons bid dan in vandag in besonder vir diegene van ons broeders en susters in die geloof, hulle wat daagliks dorings in hulle vlees ervaar, watter aard dit ook al mag wees, diegene wat elke dag daaraan herinner word, dat hulle in 'n gebroke, sondevervloekte wêreld bly, dat hulle liggame niks beter is as erdekruike nie. En ons bid U, dat U hulle sal lei en vir ons sal lei om ons oë te rig op die onsigbare, want die onsigbare is ewig en hierdie dinge wat ons nou hier beleef, dis tydelik, alhoewel dit sigbaar is. Ons vra dat U met die gemeente sal wees, waar hierdie evangelie woord verkondig moet word, dat U sal wees met diegene wat dit moet hoor. U ken elkeen van U kinders. U het hulle by hulle naam geroep en hulle behoort aan U deur ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sluit af deur Psalm 102 te sing. Psalm 102, die 5de en die 8ste verse. Vers 5, Heer, waar U my hoog laat word het, maar in toorn my neergestort het, is ek soos 'n plant wat kwyn, en my dae skadu skyn. En dan vers 8, watter skatte van genade sal beskryf word op die blade, wat die nageslag sal lees. Die 5de en die 8ste verse van Psalm 102.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.